praat nou ook vanmôre oor die liefde. Ek praat oor die liefde en ek wil hê jy moet saam met my blaai na 1 Johannes, ons gaan daar saam lees, 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7. 1 Johannes daar agter, waar die 3 Johannes briewe is, die eerste 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7. En ek wil vanmôre praat oor die oneindigheid van die liefde. Die oneindigheid en die onvoorwaardelikheid van die liefde. Die opskrif in my Bybel is God is liefde. Vers 7 sê geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Daar staan nie ons kan. Weet jy, sê jou Bybel dit? Sê julle Bybel miskien ons mag, ons kan? Daar staan ons moet. Hierdie is 'n opdrag. Die Engels praat van imperative. Dis 'n opdrag, dit moet gebeur. As ek en jy sê ons is gelowiges, as ons sê ons is kinders van die Here, dan is hierdie vir ons 'n opdrag wat na ons toe kom om te sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En hoor wat sê hy verder, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Nou hierdie woordjie ken is dieselfde woordjie as wat ek 'n vorige preek gebruik het. Kan julle hom nog onthou? Kom ons kyk wie let op as ek nou preek. Dis nou 'n goeie geleentheid. Kom ons kyk wie let op. Die woordjie ken in Grieks. Wie kan vir my sê? Julle almal dop die toets. Is dit moeilik nokkie? Gnoskos, kan julle onthou? Genoeg kos. Gnoskos, wat beteken gnoskos? Grieks. Dit sê 'n intieme verhouding met iemand. Met ander woorde, hierdie ken is nie net ek weet van jou nie, dis 'n kwessie van ek is in 'n intieme verhouding met jou. Dis soos 'n man en 'n vrou in 'n huwelik. Ek ken jou opstaan, ek ken jou lê, ek ken jou hart, ek ken jou gedagtes. Oom Dirk en die Marlyn, julle is ou getroudes. Julle lyk al soos mekaar. Is dit nie so nie? Julle voltooi mekaar se sinne nou al by die tyd. Is dit nie so nie? Dis hoe dit werk. Daai intimiteit is wat ek met God het, nog soveel meer. Hy ken my beter as wat ek myself ken, maar ek moet hom ook ken, en as ek hom ken en in 'n verhouding met hom staan, moet daar dan uit die aard van die saak ook liefde uit my uit beweeg. Wie nie lief het nie, het geen gnoskos, geen kennis van God nie, want God is liefde. Hy sê nie 'n deel van die Here is liefde nie. Hy sê nie God het liefde nie. Hy sê God is liefde. Sy aard, sy wese, wie hy is liefde. Wat se liefde? Agape liefde. Goddelike liefde. Intieme liefde. Onvoorwaardelike liefde. 'n liefde wat opofferend is. 'n liefde wat sê, nog voor jy my lief het ek jou lief. Jy sien, weet jy wat is die probleem in ons samelewing? Wat is die probleem in baie huwelike? Ek is vir jou lief, as jy vir my lief is. Ek is vir jou goed, as jy vir my goed is. Dis maklik. Dan die Linda, as jy vir my goed is en vir my lief is dit maklik om vir Teddy lief te wees. Is in elk geval maklik om vir jou lief te wees. Maar hoorie, laat jy nou nie doen wat ek wil hê jy moet doen nie. En laat jy nie van my hou nie. En laat jy nie soos ek lyk nie. En laat jy nie soos ek praat nie. En laat jy nie soos ek dink nie. Dan is dit bietjie moeilik, is dit nie? En laat jy my selfs nog teengaan. En laat jy dalk selfs nog dinge doen wat my seer maak. Dan is dit nog moeiliker om vir jou lief te wees. Agape liefde sê, ek het jou lief, punt. Want ek is liefde. Nou sê jy vanmôre, ja Wouter, is maklik, die Here is God, ek is mens. Hoor mooi, hy sê, net
'n rukkie vroeër in 1 Johannes 4 vers 4. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Wie is in jou vanmôre? Wie is in my vanmôre? Die Heilige Gees. God woon in my en jou deur sy Heilige Gees. En raai wat, omdat God in my woon en omdat God liefde is, raai wat, moet ek ook liefde wees. Hoor mooi vanmôre, ek moet nie liefde pleeg nie, ek moet liefde wees. Jy sê jy trou een van die dae, leer 'n les. Ek moet liefde wees. Wat doen ek as ek liefde pleeg? Liefde pleeg ek wanneer jy vir my lief is. Liefde pleeg ek wanneer ek lus het. Liefde pleeg ek wanneer ek so voel. Maar om liefde te wees is 'n wilsbesluit om te sê ten spyte van wat ook al aangaan, ten spyte van wat jy doen, wie jy is, wat jy sê, ek sal vir jou lief wees. Punt. Dis nie te sê jy moet van almal baie hou nie. Dis nie te sê jy moet nou met almal chommas wees en almal best friends wees nie. Dis nie wat die woord sê nie, maar die woord sê dat God se liefde uit my en jou uit moet straal. Wat sien die wêreld in jou as hulle met jou te doen het? Wat ervaar hulle by jou as hulle met jou te doen het? Hoor wat sê vers 9. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons, hoor mooi, deur hom die lewe kan hê. Nie deur myself nie, nie deur ander dinge nie, alleenlik deur Christus kan ek die lewe hê. Kan ek die volheid hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Luister, ons was nog almal sondaars. Inteendeel, die Here het geweet, 2000 jaar later, vandag, gaan daar nog steeds mense wêreldwyd wees wat hom verwerp, wat nie sy kruisdood aanvaar nie, maar tog het hy nog steeds dit geen roof geag om sy seun te stuur en dat Jesus aan die kruis kom hang om vir die wêreld te boet vir hulle sondes nie. Mense, jy gaan nooit ooit 'n groter liefde of opoffering as dit kry nie. Nooit. En daarom kom die Here na my en jou toe en hy sê vanmôre, net so moet ek en jy lief hê, onvoorwaardelik en oneindig. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hoe sien ek vanmôre Jesus? Hoe sien ek die Here? In jou. In my. In hoe ons liefde gee, in hoe ons liefde bewys teenoor mekaar, in hoe ons liefde bewys teenoor die wêreld. Dis hoe ons Christus sien. Dis hoe ons Christus beleef. Dis hoe die wêreld die Here gaan sien. Dis hoe die wêreld God gaan ontmoet. Dis hoe die wêreld by hom gaan uitkom, is as ek en jy sy liefde leef na 'n stukkende wêreld. Maar wat doen ons? Ons hap mekaar, ons byt mekaar, ons maak mekaar seer. Iemand sê nou in die week, een van die plekke waar mense die seerste kry, is die kerk. Die kerk van die Here Jesus Christus. Hoekom? Want hier verwag ons juis die teenoorgestelde. Ons verwag liefde. Is ons mense, maak ons foute, stel ons te leer, verseker, ons doen dit. Ek doen dit baie. Ek maak foute. Ek is jammer as ek jou nou teleurstel vanmôre, maar ek doen net 'n mens en nie 'n engeltjie nie. Ek weet ek lyk soos een. Ek spot. Ek's net 'n mens. Ek maak ook foute. Maar die wonderlike is hoe ons dit regmaak. Die wonderlike is dat as ek verkeerd is, ek na jou toe kan gaan en sê, hey, ek is jammer man, vergewe my, kom ons gaan aan. Dis ook liefde. Liefde is ook om die minste te kan wees. Liefste selfs om die minste te kan wees, al is ek nie verkeerd nie. Dames. Ja, julle kyk my so. Julle sê ons is altyd reg. Nou julle is meeste van die tyd. Maar julle kan ook verkeerd wees. En liefde is daarin om te sê, hey, ek is jammer.
Hoe kan ek dit regmaak? Liefde is om te vergewe. Liefde is om vry te spreek. Liefde is om 'n skoon blaadjie om te slaan en te sê ons los wat agter ons is agter en ons strek ons na wat voor ons is. Daar's 'n nuwe toekoms, 'n nuwe dag in Christus. Dis liefde. Liefde is vanmôre om te sê ek kyk verby jou foute. Ek kyk verby jou tekortkominge. Ek kyk en ek sien wat Christus nog in jou lewe wil doen. In hierdie week sit ek by Jans, hy's nou ongelukkig nie hier nie, hulle is by die NG Kerk daar met 'n diens. In elk geval, en ek sit by haar en sy het nie so lekker dag by die werk en ek kyk vir haar en ek sê, my vrou, weet jy wat het die Here als in jou geplaas? En ek begin net oor haar goed losmaak. Dis wat jy oor jou man en jou vrou moet doen. Profeteer, spreek goed oor hulle, bou hulle op, stig hulle. Man, al maak hulle jou partykeer die hel in, al het hulle foute, ek het tekortkominge. Maar kom ons kyk verby dit, want dis wat liefde is. En kom ons sien wat God in mekaar geplaas het. En ons begin daai goed na vore bring. Kom ons sit bietjie die bril van die Heilige Gees op. Ons kyk bietjie anders na mense, as wat die wêreld na mense kyk. Ek wil bietjie verder aangaan. Hy sê, waar liefde is in vers 18, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag die straf, en wie nog vrees, het nie die volmaakte liefde nie. As jy vrees het vanmôre, gaan kyk bietjie of jy nie liefde kort nie. As jy God se liefde het, as jy liefde is, gaan dit saam met Romeine 8 vers 1 wat sê, daar is dus geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Ek en jy hoef nie te vrees vir die dag wanneer Jesus ons kom haal nie, want raai wat, net voor dit sê hy, God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hier in die liefde sy doel volkome met ons bereik, en het ons niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Vraag vanmôre is, het jy liefde in jou? Het jy God in jou? Is jy in Christus? Dan het jy niks om te vrees nie. En dan sluit vers 20 af. Hy sê, as iemand sê ek het God lief, maar hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Jaco, hoe staan jy nou hier by my? Jy is nou in die kollig vanmôre. Wat is in Jaco? Sê vir my, wie is in hom? Die Heilige Gees. Hoe weet ek die Heilige Gees is in Jaco? Hoe? Die liefde wat uit hom straal. Die liefde wat hy is, wat God in sy lewe is. Nou is ek niks van hierdie ou hou nie. Gaan voetsek man. Wie is jy nou? Jy stuk robbies, gemors. Vieslike mens man. Vir wie sê ek hierdie goed? Vir wie sê ek dit? Vir die Heilige Gees. Het ons al so daaraan gedink? Het ons al so ver aan gedink as ons so met ons man of vrou of kinders of familie of vriende of kollegas of whoever praat? As ek so begin dink, gaan ek anders praat. Gaan ek sê, hey man, ek het nou nie lekker gehou van wat jy gedoen het nie. Kom ons chat daaroor. Maar wie as ek iets gedoen het, ek's jammer. Sorry, ek is vir jou lief. Ek is vir jou lief. Okay, dankie Jaco. Sien jy hoe verander die prentjie? Nou dink ek 2 keer wat ek gaan sê of wat ek gaan doen. Want ek weet daai persoon het Christus in hulle. Is dit nie waar nie? Nou sê jy vir my, ja Wouter, maar dis met my boeties en sissies by die kerk. Daai ou in die wêreld, juis daai ou in die wêreld. Van waar moet hulle Christus sien? Dis by my en jou. Hulle moet Christus by my en jou beleef. Kan ons nie vanmôre as kinders van die Here en as gemeente vanuit hierdie liefde weer begin leef? Ja, dis moeilik. Ek sê nie dis maklik nie. Ek self struikel ook baie keer. Maar weet jy wat is wonderlik? In die week het daar 'n insident gebeur en ek praat met 'n vrou en ek het klaar gemaak in 'n sekere
ek wil amper sê nie bediening nie, en is seker iets wat ek verrig het, want ek het net gevoel, die Here lê in my hart, dis tyd om dit klaar te maak, en die een vrou sê vir my, Wouter, sy begin huil, sy sê, weet jy, hoe gaan ek jou missie? Ek sê, hoe so? Sy sê, weet jy wat, ek kon nie wag as jy hier inkom, dan voel dit sommer alles is lekker. It's not about me, it's who's inside of me, it's not on top, it's inside. Onthou julle daai Cremora. It's not on top, it's inside of me. En dis die gees van God. Dis sy liefde wat vloei na 'n wêreld wat dit so nodig het. Dis sy liefde vanmôre wat uit my gebrokenheid na 'n wêreld toe vloei. Dis sy liefde wat mense na hom toe aantrek en sê, but I want that. Ek wil dit hê, ek wil dit smaak, ek wil dit proe, ek wil dit beleef. Selfs in ons foute en gebrokenheid kan God ons nog steeds gebruik en sy liefde laat vloei. Wil jy nie vanmôre opnuut jou hart oorgee en sê, Here, hier's ek. Kom stort u liefde nou in my hart uit. Ons gaan nou 'n ou lied sing wat sê, die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Wil jy nie vanmôre opnuut sê, Here, ek kan nie in hierdie wêreld funksioneer sonder u agape liefde nie. Ek kan dit net in en deur u doen. Kom ons sluit die oë, Lillian, as jy vir my oomblik kom speel, kom ons sluit die oë, net daar waar ons is. Miskien sit jy hier vanmôre en jy sê, Here, ek het iewers langs die pad die liefde verloor. Iewers langs die pad het ek nie meer daai genoskos, daai intimiteit met u nie, en is dit asof die liefde nie meer so in en deur my vloei soos dit behoort nie. Here, vergewe my, want soos wat u liefde is, wil ek ook liefde wees aan 'n stikkende wêreld daar buite. Aan almal, Here. Maak nie saak wie my pad langs kom nie. Is dalk die bediende in my huis, is dalk die tuinwerker in my tuin, dis die kollega by my werk wat my dalk soveel grief gee, wat die Here in jou hart vanmôre lê om te sê, kill them with love. Oorweldig hulle met my liefde. Is dalk 'n familielid, is dalk vanmôre jou man of jou vrou, is dalk jou kind, is jou ouer. Jy weet vanmôre wie die Here nou in jou hart kom lê, wat jy dalk spesifiek meer liefde moet gee, en liefde voor moet wees, ten alle tye. Niemand het gesê is maklik nie, niemand het ook gesê, jy kan dit uit jouself uit doen nie. Ons kan hierdie net doen, alleenlik vanuit Jesus Christus. So daar waar jou oë gesluit is jy vanmôre sê, Here, ek wil dit hê. Wil jy nie net waar jy is op jou voete staan en sê, sien my raak vanmôre, Here. Kom stort weer u liefde in my hart uit. U agape liefde. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ek ervaar baie van u wat vanmôre hier sit en sê, ag, weet jy, Wouter, ek het nie liefde gehad as kind nie. Ek ken nie liefde nie, ek ken dit nie, ek het dit nooit beleef as kind nie, ek het dit nie by my ouers gekry nie, ek het dit nie by ander mense gehad nie, ek weet nie vanmôre hoe om liefde te gee nie. Ek wil hê, jy wat met daai seer sit, wil jy nie waar jy is ook opstaan vanmôre. Jesus wil sy liefde in jou hart kom uitstort. Daar waar jy is, staan net op, sê, Here, ek gee oor vanmôre, ek gee hierdie seer oor, ek gee hierdie bitterheid oor. Kom vul my opnuut met u liefde, Jesus. Ek soek meer van dit in my lewe. Vanmôre het jy nodig om 'n stap van geloof te gee, om jou hande uit te strek. Dalk het jy nog nooit jou hande eers in die lug gesit en jy vra, hoekom, Wouter? Dis 'n simbool van oorgawe, dis 'n simbool om te sê, ek ontvang dit en ek vat dit vanmôre, Here. Dankie dat u my vul met u liefde, Jesus. Dankie dat u my seer wegvat. Dankie dat u my bitterheid wegvat, Here. Dat ek op die toekoms in die Here kan fokus en sê, ek vergeet van gister. Van nou af, Here, gaan ek liefde wees in die krag van die Heilige Gees. Van nou af gaan ek mense na u toe trek deur die liefde wat in en deur my vloei. Wil jy net waar jy staan sê, dankie, Jesus.
Sê vir hom dankie, dankie Here, ek vat U op U woord. Dankie U oorlaai my met U hartlikheid. Dankie Here dat dit besig is om soos 'n fontein op te borrel in my binneste. Dankie dat U liefde besig is om losgelaat te word in my binneste. En dat dit sal wees so strome van lewende water wat uit my binneste vloei. Soos Johannes 7 sê, dat oral waar ek kom, Here, dit groen gaan wees, daar vrug gaan wees, daar lewe gaan wees. Omdat U liefde in my opspring en in my leef. Sê net dankie Jesus, dankie Here. U liefde is alles en nog meer. Dankie Here dat U my gaan gebruik in hierdie wêreld om 'n instrument te wees vir U liefde. En om 'n verskil vanmôre vir U liefde te maak. Wil jy nie net daar waar jy is, net die Here loof en prys vir sy goedheid. Dankie Here. Dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.